Goeiemiddag broers en susters. Welkom in die huis van gebed. Ja, ek is so opgewonde in die Here. Ek meen daar so baie dinge wat die Here vir ons doen wat so wonderlik is, weet, om opgewonde te raak oor die dinge van die Here. En my gedagte vandag spoel in Markus wat die Here sê, gaan verkondig hierdie evangelie. Weet, hy praat nie van 'n ander evangelie, hy praat van hierdie evangelie. Gaan lê die hand op die siekes, hulle sal gesond word. En verkondig die evangelie en maak disippels van al die nasies. En ek sit en dink, weet hoeveel mense, predikante, pastore, mense wat hulle harte vir die Here gee. As 'n mens gaan kyk na die apostels, as hulle die evangelie verkondig het en as mense wat die Here aangeneem het, dan het hulle iemand daar gelos, of Paulus self skryf, hy was 'n jaar lank daar waar hy hulle geonderrig het. So, hulle het nie net die mense tot die Here toe gelei en hulle gelos nie, vir die wolwe nie. Vandag is dit so, predikers gee nie meer om nie, net solank die getalle in die kerk sit. Wie daar is nie, laat hulle sê, kom ons kom maandag, woensdag en vrydag by mekaar, laat ons oor die dinge van die Here kan praat nie. Want, ek meen, dis waar jy groei, dis waar jy die verhouding met die Here kry, dis waar jy opgewonde raak oor die goed van die Here. Want, nou sit jy by die huis, en jy lees jou woord, jy lees jou Bybel, en soms verstaan 'n mens, want ek weet myself lees, en dan praat die Here met my so, en dan lees ek môre daar dieselfde skrif oor, en dan praat die Here weer anders met jou. So, ja, dis net interessant gewees vir my, en om te dink dat, doen ons regtig wat die Here vir ons verwag om te doen. Weet jy, daai vurige liefde van die Heilige Gees wat veronderstel is om binne in ons te brand. Hy sê, want dis jou, die Heilige Gees sal soos 'n lewende fontein binne in jou wees wat sal opborrel en dan sal blydmoedig uitkom en jy sal so opgewonde wees oor die dinge van die Here. Dis hoe jy vroeër kerk toe gaan. Vroeër by die huis van die Here te kom om met jou broers en susters te deel dit wat die Here vir jou gesê het. En dis wat die Here met jou gedeel het. En jy so opgewonde om net vir die mense om te sê, dit is wie die Here is wat ek dien. Weer Jesus het nêrens gesê, daar kom iemand na hom, wat hy het wel gesê, daar kom valse mense na hom, daar sal mense in sy naam kom, daar sal mense kom om die woord te verdraai, sodat dit vir jou lyk, daar sal mense wees en later daar, wat in hulle ore wil vertroetel word, hulle ore wil gestreel word, om net te hoor dit wat hulle wil hoor, hulle wil nie hoor, dat die Here sê, dit is tyd dat jy opstaan nie, dit is tyd dat jy die woord van die Here verkondig nie, dit is tyd dat my broers en susters, staan in 2 Korintiërs waar hy sê, en as hy in 'n taal spreek hy verborgenheid tot en met God. Dit staan in die Bybel. So mense moenie sê, tale bestaan nie. In Handelinge, toe hulle tale praat, het die mense wat opgekom uit Jerusalem toe, was allemaal gelowige mense gewees, en hulle allemaal sê, hoe is dit dat ons hulle in ons moedertaal hoor? So die taal wat hulle daar gegee het, is, die Heilige Gees het vir elke 'n taal gegee, Afrikaans, Engels, Duits, Hollands, Joods, you name it, die Here het vir elke 'n taal gegee om te praat, sodat hulle die woord van die Here kon verkondig het, in hulle taal, hulle moedertaal, dat hulle kon gehoor het. Maar in 2 Korintiërs sê hy, en as jy tot 'n taal spreek, en niemand kan dit uitleen nie, laat hy dan swyg. Want Paulus sê, ek wens julle almal kan in tale praat, of soveel as ek. So, weet jy, dis asof die mensdom net rondom ons wil kyk, en die Here net wil afskiet deeltyd, die Heilige Gees wil afskiet. Weet, wil nie glo dis, dat die Heilige Gees kan deur jou werk nie. Want hy sê, in die woord staan dit ook, hy sê, as daar 'n siek in die gemeente is, kry die ouderlinge, laat hulle hom olie in hulle hande op hom lê en vir hom bid, laat hy genees word. Dis die God wat ons dien. Maar die ding is net, die mense is nie meer opgewonde oor die goed van die Here nie. Mense is nie meer excited
om te deel dit wat God in ons harte sit nie. Ja, daar so baie dinge wat my net opgewonde maak oor die Here, om te dink, hoe lief. Daar is niemand in die wêreld wie so lief kan hê soos wat God jou het nie. Dit borrel hier binne in jou. Veronderstel om te wees as jy kind van God is. Dan is dit nodig hier binne in jou lewe om te borrel, soos 'n lewende fontein. Hy sê, laat die vuur hier binne in jou brand. Hoekom moet daar vuur brand? Om dit wat nie van die Here af is, die uit te brand. Dis die vuur van die Heilige Gees wat op die apostels was. Hy sê, daar het 4 tonge op al die apostels, op die 120 wat in die boventrek was, het daar 4 tonge gehang op. En toe is dit geskit. En toe is hulle met krag vervul, toe die Heilige Gees in hulle ingaan. Het dit nie tyd geword, my broers en susters? Laat ons werklik waar die ware woord, die ware evangelie van Jesus Christus verkondig nie. Ben is jy nou lelik? Nee, ek is nie lelik nie, broers en susters. Ek is opgewonde in die Here. Maar dit maak 'n mens net seer as jy hoor, mense verdraai die woord van die Here om by die bediening te pas. Want nêrens in die Bybel praat hy van besprinkeling nie. Dit staan nie in die Bybel nie. Dat staan nêrens in die Bybel nie. Ek het nou wel gehoor wat hulle sê, hulle doop besprinkel jou nou, wat dit het die plek gevat van die besnydenis. Nou as 'n seun besny was in die ou dae, in die Joodse tyd, was hy besny op 8 dae oud. Wat van 'n meisiekind? Wat van 'n dogter wat hallo, die woord sê bekeer jou en laat jou doop en jy sal gered word. Dis wat die woord van die Here sê. Maar dis wat ek sê, baie mense wil gestreef word aan hulle ore om te sê, ek was sondig in die kerk, ek het my geloof. Het jy jou verhouding met die Here? Want dis waar jy verskil kom, my broers en my susters. Dis die verhouding met die Here. Dis daai brandende vuur, daai borrelende water hier binne my, wat ek kan sê, Here, dankie vir vandag. Dankie, Here, dat ek die vrymoedigheid kan hê om vandag met my broers en susters te deel oor, jy moet 'n verhouding hê met die Here. 'n Verhouding. Dis nie net ek het my hart vir die Here gegee nie. Ek het 'n verhouding met die Here. Verhouding, Here. Hier is my hand, vat my hand, my God. Dat ek saam met U op pad kan stap. Dis 'n verhouding met die Here. Ek is so opgewonde oor die dinge van die Here. Vergewe vir my tog as ek nou miskien dinge kras gesê het, maar dit is nodig partymal net om die waarheid te hoor, want dis wat die woord van die Here sê. Ons moet nie die woord van die Here verdraai nie. En ja, ons kan vir ons kinders bid. Gebed verander sake. Ek gee nie om wie sê wat nie. Jy kan die rykste man in die wêreld wees, as jy die Here nie in jou lewe het nie, beteken jy niks nie. Daai geld bly hier agter, my broer en my suster. Jou eiendom bly hier agter. Dit kan nie saam met jou gaan nie. Jou kinders kan dit beerf miskien eendag. As die koms van die Here nie vroeër is nie. Ons weet nie. Ons weet nie wanneer is die dag van die Here nie. Al wat ek nou weet is, die Here sê ek staan by jou hart en ek klop. En as jy jou deur nou oopmaak vir my, sal ek saam met jou inkom. Of ek sal inkom en saam met jou 'n maaltyd hou. Die Here sal in jou hart inkom nou as jy hom innooi en sê, Here, ek aanvaar U as my God en my saligmaker. Here, vergewe vir my dat ek verkoud het in my lewe. Here, vergewe vir my dat ek nie geweet het ek kan 'n verhouding met U het nie. Here, vergewe vir my dat ek nie geweet het ek kan met U gesels dag en nag nie. Here, vergewe vir my daaroor. Daar's so baie dinge wat die Here vir ons wil doen en vir ons wil sê en met ons wil deel, maar ons wil dit nie hoor nie. Want ons wil nie hoor nie dat om 'n brandewyn te drink is verkeerd nie, om 'n sigaret in jou mond te sit is nie van die Here af nie. Ons wil dit nie hoor nie. Want Ben, jy weet nie hoe dit voel nie. Ja, ek weet presies hoe dit voel. Ek het gerook. Ek het kartonne sigarette opgebreek om gedink, nou is ek klaar, net om môre vroeg weer 'n zol te maak, sodat ek net weer kan rook, want ek sal volgende nog ophou. Ek het ook brandewyn gedrink. Tot ek die Here werklik waar ontmoet het in my lewe en besef het, God is so lief vir jou. Hy is so lief vir ons, dat
om alles prys te gee in die lewe om net vir die Here